sy, dit is Woensdag en dit is 11:00, soos wat hulle sê, in die goeie dae, klein Saterdag. En lekker bietjie koele wyntjie, so dit is tyd vir 'n braaivleisvuurtjie, glo ek. En ons is in ons program, ons gesels oor alles en nog wat. En vir elkeen wat inluister, baie dankie, ons waardeer dat julle luister na ons, en ons waardeer dit nog meer, as jy vir ander mense gaan sê, luister so bietjie na Radio Fynbos, die radiostasie wat anders is as enige ander stasie. Jy sal ook kan sien op ons podcast, en ons YouTubes, en ook dan sommer deur Revolve Productions dokumentêre. So jy kry next level, kan ek vir jou verseker, by Radio Fynbos. Hoekom? Want ons het vir Flora Fynbos. En Flora Fynbos is op soek na die mooi agter elke bos. So as Flora nou saam met ons in atelier was vandag, sy is nou net so 'n bietjie op die agtergrond, sou sy die mooie Veronica oorkant my raak gesien het. Dankie Leonie, goeiemôre luisteraars. En Leonie, dis sulke mooi woorde, ek voel sommer goed. En ons het vir Jakkieltjies, so nou. O ja, ek het saamgekom. Môre luisteraars. En Leonie het regtig vanmôre die woorde uit my mond uitgevat. Dis 'n ander level radiostasie. Ek het nogal gedink dit is. En dankie julle inluister luisteraars. Nou ja, soos julle weet, Veronica is hier, Wessels, dan Leonie Roots, Pretoria se Roots, en Chantay Jonker is hier, sy hou ons op die lug. Ons hanteer haar met handskoene aan, want sy is die regisseur en die klankingenieur. Ja, dis ek om ons handskoene Ja, dra. sy kan ons hele program maak of breek. Maar ek wil graag vanmôre, as julle my dames my en luisteraars my toelaat, weet jy, as ons so opstaan in die dae so mooi en so lekker en alles, dan wil ek net vir al die mense wat nie lekker voel nie, Radio Fynbos dink aan julle. Julle wat lê en struggle met siektes en struggle met een of ander iets, Radio Fynbos voel vir julle. En natuurlik, wat 'n baie ondankbare werk is, dink ek, die versorgers. Julle doen groot werk. Van Radio Fynbos se kant af, baie dankie wat julle doen, en sterkte. En ons moet nie vergeet, weet jy, ons hou aan vergeet, Leonie. Die stel is deel wat alles vir ons moontlik maak op Facebook. Is dit reg? Die stel Coetzee? Ja, Estel is, sy is nou net nie by ons nie, maar dit is wat lekker is van Radio Fynbos. Radio Fynbos is nie net gekoppel aan 'n stukkie grond nie. Ja. Maar online kan jy luister so ver en so wyd jy dan nou Dis wil. waar. En het julle nou al bietjie geluister na ons strandloper program? Ek skuldig daar, ek het nog nie daarna geluister nie, maar ek wil graag. Maar die terugvoer is baie goed, en ja, ons kan regtig 'n veertjie daarso in Betty Kemp se hoed sit, né? Great, ja. Nou hoor net daarso wat Radio Fynbos alles doen. En ek moet vir almal ook sê, Jesus mense, dankie vir julle boodskappe. Vanmôre vroeg het Marlene en Arthur my laat weet, hoor jy, ons kry nie die radiostasie nie, wat gaan aan? En toe help jy stel my met ander link. So Marlene, ek is so bly as julle sulke probleme uitlig. Nou weet ek julle sit lekker en luister na Radio Fynbos. Nou ja, 3 dae hierdie week. Hoe lekker is dit? Jy vat net 3 dae verlof en dan jy het 8, 9 dae op vakansie en jy kom besoek Stilbaai en jy kyk hoe lekker is dit hier by ons. En dan jy 9 dae af. Dit gee sommer lang tyd om te ontspan in hierdie koue weer of dalk somersklere weg te pak. Ja. Dis nogal 'n ding daai. Ja, dis 'n seer puntjie. Ek wonder as ons 'n opname moet doen, wie sal nou kies vir die somer en wie sal kies vir die winter. As ons vinnig in die ateljee so opnametjie kan maak, hande op, wie kies vir die somer. Ja, nee, die sin ons. Daar sy. 3 teen 1. Ja. 3/4 van die mense stem hier so in die ateljee vir die somer. Ek weet nie of jy stel luister nie, maar ek stel jy kan gerus vir ons 'n WhatsApp stuur en sê of jy 'n somer of 'n winter is. Dan kyk ons of dit 'n 4 tot 1 kan word. Ja, jy stel, luister maar net, beplan solank jou volgende Facebook prentjie en goed. Goed, en dan natuurlik is dit lekker om te sien, die rugby spannetjies van die skole is weer aan die gang. Ja, dit is altyd lekker om so iets te sien, en dan natuurlik nog 'n ander trots vir ons is die dames wat die reeks
T20 reeks teen die Indië gewen het 4-1. En ek sien met dit het ons dameskaptein, ek kan nooit haar naam onthou nie, Wolfhard dink is daarvan, opgeskuif na die 3de plek in die beste lopies in die wêreld. Hoogste lopies in die wêreld. Nou ja, dit is, ons hou aan spog. En ons kan dit doen oor Radio Fynbos. Watter ander stasie gaan dit doen? Nou ja, Veronica. Dit is 'n bietjie hartseer nuus, om te verneem dat Mimi Koortse gister, dit was gister, nee, Jackie, op ouderdom van 93 jaar oorlede is. Radio Fynbos dink aan al haar naasbestaanes. Ja, wat 'n legende. Weet jy, 'n mens moet, ek luister nou die dag toe hulle hulde bring vir haar so vinnig oor die nuus en hulle speel een van haar, wat noem hulle dit, daai sang of daai whatever. Sê operas nie, nee. Maar daai hoë stem. En 'n mens moet regtig talent hê, wat ek nie het nie, om na dit te luister. Ek sê nie dit is sleg, ek sê daar's baie mense wat dit het, maar dis ongelooflik. Wat 'n stem is dit man? 'n Skrilstem. Nee, 'n skrilstem klink soos vloek. Soos brand. Ja, Ek weet nie. ja. Julle slim dames sal weet. Maar wat 'n legende was sy nie, en in wêreldtonele het sy gespeel. So ja, ons dink aan haar. Dan die liedjies, ons songs, Ja. wat aangevra is. Renette Liebenberg van George. En hierdie, weet jy Renette, toe jy vir my hierdie goed stuur, toe dink ek nou, wat 'n song is The Story van Brandi Carlile. En toe ek hom luister, toe dink ek, maar ek ken hom. Wat 'n pragtige lied. Ga jy vir ons sing? Nee. Nee, die program is te kort man. The Story van Brandi Carlile is Renette Liebenberg van George se eerste aanvraag of versoek, en Despacito, ek hoop ek spreek hom reg uit, Renette van Justin Bieber. Nou Renette, hulle was lank inwoners, as ek reg onthou, Renette, soos jy vir my vertel het, van Stilbaai, betrokke by huis Stilbaai, en hulle het nou nie lank terug nie George toe getrek. En nou moet ek net sê, hierdie liedjies wat Renette Liebenberg aangevra het, en ek sê dit pertinent, want daar is meer dames wat se mans Gerard is, dis vir Renette Liebenberg se man Gerard ook aangevra. So, kyk nou net al die slim mans wat se naam uit hulle, né? En nou Jackie, wat is volgende? Nou, dis daai song, ek weet nie hoe lyk die regisseur. Ons gaan nou 'n song speel wat vir julle min of meer die agtergrond gaan gee waaroor ons bietjie gaan gesels vandag. Die regisseur het hom reg en daar gaan hy kom. Lekker luister. Ja, ons het geluister na een van my gunsteling liedjies beslis, en ek glo baie mense hou van die liedjie. En sy naam is As die Hippies Begin Dans, deur Wouter van der Venter. Die liedjie As die Hippies Begin Dans, gaan nie noodwendig daaroor om elke dag alles net te los en kaal voor deur die lewe te stap nie. Dit gaan meer oor daardie asemhaal oomblik. Daardie kans om net vir 'n rukkie die moeiliker dinge wat dalk soms op jou pad kom af te skud. Dis so belangrik is dit nie. Partykeer net 'n tree terug te staan en te sê, kom ek kyk van buite af in, en dan is dinge baie keer nie so moeilik nie. Ja, daar's natuurlik ander maniere ook om, goeie maniere ook om daai blaaskans te vat, maar ek dink hier sê dit vir ons, haal net asem baie keer. Ja. Ja, daar's die gesegde ook wat moes sê, dit maak nie saak hoeveel keer jy asemhaal nie, maar hoeveel kere daar oomblikke in jou lewe is wat jou asem wegslaan. Dis goeie. Dis 'n goeie een, Ja. ja, ons moet dit onthou. Ook om te help dat ons minder jaag, minder worry. Daar was 'n liedjie gewees, Don't Worry, Be Happy. Ja. En dan was die einde gewees van daardie sanger. Nee, ek weet nie. Depressie of wat? Nee, ek weet toe ons nog geswat het en ek onthou baie goed nog daardie trappies wat ons in Unisa so opgehardloop het. En dit was ons son gewees as studente. En hy het selfmoord gepleeg. My liewe land. Ja. Ja, mens wonder daarom nie.
Dit is so interessant hoe die mensdom is. Baie keer die wat, jou nie, jy sal nou definitief dit weet, baie keer die wat so, ek wil nie sê lighartig is nie, is baie keer depressief ook. Soos Koos Doep was 'n heavy depressiewe man. Nee, daar is nie deesdae meer stigma daaraan nie. Ek wil net vir die luisteraars dit sê. Daar is nie meer soos vroeër jare stigma nie. Dit word behandel en dis normaal, kan ek maar sê. Ja. Ja, jy sal nou beter Maar weet. maar baie kere agter 'n baie kan jy sê 'n masker, 'n clown gesig amper kan jy sê, is baie keer die meeste seer. Maar nou ja, ons is nou nie hierso nie, ons is nou hierso om te dans en te lag. Dis reg. Ja, soos ek gesê het, al asem. Daar die kans om net vir 'n rukkie die moeiliker dinge wat dalk op jou pad kom, ekskuus, af te skud. Ook om te help dat ons minder jaag. Ek het dit gesê. Hou op stres. Probeer minder stres. Ons praat baie oor leef. Maar min oor regtig leef. En reg leef is ook natuurlik 'n ander manier, maar regtig leef net 'n slag. Dalk is dit presies wat mense vergeet om hulle self te gun. Nie nog tyd nie, maar toestemming om vir 'n oomblik net mens te wees. Ja, en dit is waar presies waar, hierdie pas so mooi in by wat Leonie nou net gesê het, wat jou asem wegslaan. Dit is so belangrik om sulke oomblikke te beleef. En net 'n bietjie update, Renate Liebenberg van George, jou een song gaan ons speel gedurende die program, en die ander ene gaan ons speel na die program. So, lekker luister intussen, en dankie dat jy deelgeneem het. Nou, ons praat so oor moenie stres nie. Nou, ek kan baie goed onthou, jare terug, was ek so gestres, dat die eerste 18 maande van na my geboorte, het ek nie met my ma gepraat eers nie. 18 maande sê ek. Ja. Het lank gevat om te praat. Ja, en die humor voor ons by vandag se onderwerp kom, nee, okay. Ja. Verskillende name by die werk vir kollegas. Is ons kollegas hier, hoor? Ja. Ons name al. Ek glo dit. Nee, ons het nog nie byname nie. Nee, maar ek moet sê, ek en Chantay is baie maklik gee ons vir mense wat ons van praat. Name. Ons gaan nou nie uitbrei op dit nie, maar byvoorbeeld soos een persoon sal ons sê, dis Hadi daar, verstaan jy, of so. En dit is dan nou maar, of Pau, of hoe ewer ook al, dan weet ek en sy tussen mekaar presies, dit is soos wat dit is. En ja, jy onthou mos daardie bynaam baie makliker. Ja, ja, nee, kom ons bly by hierdie ene. Ek het nou aan een gedink, maar hierdie is 'n gesinsprogram. Ja, die koerant, as jy iemand die koerant noem, Ja. is dit een met elke dag nuwe issues. Het kan ook een met elke dag kinderstories wees. Ja. Kan weet, ja. Ek sou nogal daai een gedink het. En dan die sensor liggie. Daai een werk net as iemand verby hom hardloop. Okay. Wikipedia, vol inligting, maar jy weet nie wat waar is nie. En dan die bloedblaas daag net op as die harde werk afgehandel is. Ja, hierdie een is vir my baie cool. Die lava lamp, hy's 'n lava lamp. Lyk baie goed, maar nie skerp nie. En dan die daisy. Some days he's in, other days he's out. En dan die slaghart. Almal probeer om vermy. En hierdie is dankie aan Hannes Raubenheimer. Ja, dankie Hannes. Dankie vir almal wat die boodskappe so vir ons stuur om op die radio op te bring. Dit is so lekker. Ja, jy weet ek praat nou hierdie ene, Hannes nou vir my gestuur, en terwyl ons nou besig is met komiese ding, het iemand ook vir my een gestuur van die ouens wat in die army was. Wat mos daar bo in die grens en alles, en dan het jy maar 'n rowwe tyd, en toe kom maar 'n brief aan van 'n ouetjie, van sy girlfriend wat hom afsê. Wat noem julle dit? Wat se Kubai John of wat? Dear Johnny. Dear John. Ja, toe kry hy so 'n brief, en nou
obviously is dit seker nou maar nie lekker nie, maar wat hy toe doen om te retaliate is toe hy gaan by almal om en sê, hoor, gee my gou foto's van julle girlfriends en hy stuur dit vir ons. Sê, jong, ek kan nie onthou hoe jy gelyk en kies die ene, maar stuur jy vir my die ander terug. So jy ook so geretaliate het. No comments. Dit bring ons vandag by die hippie era. Sy. Veral in die 1960s en vroeë 70s. Luisteraars wat dit kan onthou, dalk self 'n hippie was, of dan gewens het om een te wees, of iewers daarvan gehoor of gelees het, net dalk 'n hippie ouma of 'n oupa gehad, of 'n pa of selfs 'n ma, wat deur daardie stadium van hulle lewens gegaan het. Ja, die hippie storie was nie net 'n Suid-Afrikaanse iets nie. Dit was 'n wêreldwye kultuurbeweging. Sterk in plekke so San Francisco en United Kingdom. Jong mense het teen oorlog, streng reëls en materialisme gerebelleer. Nou San Francisco is mos maar 'n gemaklike leefstad, as ek dit so kan sê. Ons het dit altyd gesê San Francisco. Ja. Jy weet, en dan onthou ek, ja, ek weet ook julle het ook gelees het, maar dit klink vir my of in Nyasa se bosse, is daar ook mense wat daar bly? Heiliglik, nou ja. Daar was eintlik 'n geval gewees nou baie kort waar die dame wat vermoor is op Plettenberg Baai, die een ou het hulle nogal gewys hoe 'n dame van die TV hom gaan besoek het waar hy bly in Nyasa bosse. Maar daar's baie van hulle en ek het dit nooit besef nie. Hulle bly daar, hulle sê dit is daar vir vrede. So, Dit vir my na Benjoite. ek weet nie wat dit is nie. Wat is dit? Vertel vir ons, en dis 'n nuwe woord vir my. Benjoite se wat? Dis mos maar mense wat net so leef wat nie regtig vaste strukture het nie. Maar amper soos tentbewoners wat trek van die een plek na die ander plek. So, maar was hierdie hippies gewees dan nou? Nee, hulle is nou nog daar. Hulle trek nie aan soos hippie en die ou wat hulle geïnterview het nie soos 'n hippie aangetrek nie. Ja. Is net hulle bly op verskillende dele in die bos, in karavane meestal. Nou moet ek nou onthou, in karavane. En soos jy sê, daar's nie 'n struktuur nie. En die ding, baie van hulle, soos die een ou nou gesê het, en Leonie sal nou beter weet as ek, want ek het dit nogal gevolg, want dit is interessant. Die een ou het gesê, hy het van Christendom verander na spiritualisme. Ja. En hy het nogal daaroor uitgevind, toe ek het nou nie regtig lus om dit te luister nie, alhoewel dit vir my interessant sal wees. So, maar ek dink nie, ek het nie geweet daar bly sulke mense in Nyasa bos nie. En ek weet nie of ou Grootvoet nog daar is. Ja, ek het gedog dis net Oupoort. Oupoort, ja. Alleen se Oupoort stories. Dis reg. So dit gaan nie noodwendig, ekskuus Leonie, dit gaan nie noodwendig oor finansiële situasies soos bergies en goed. Dit is mense wat kies dit. Hulle verkies dit om so trek lewe wyse in te gaan, maar soos nou met die spiritualisme sal nou maar baie meditasie en daai tipe dinge wees. Dis maar baie waar. Dan is dit nou die komiese gedeelte, nê? Van ons ouers wat die hippie era oorleef het. Nou kla hulle dat ons as kinders geskeurde jeans asof sommige van hulle nie self kaalvoet Woodstock toe wou loop nie. Dis baie waar, want die jonger mense, die jeug vandag, sal ek sê, draai geskeurde jeans. En ek het al gehoor hoe party ouers kla. Kan jy nie beter aantrek nie, jy gaan nie so saam met my uit nie, en so aan, en ek meen die bell-bottoms, wat daai jare ook in is, die vrouens hieronder, so, ja. Ja, alles is maar 'n sirkel, op 'n kol was dit ook nie lekker nie, baie aanvaarbaar om na Elvis te luister nie, of te kyk nie, baie jare terug. Maar is dit nie, as ek nou hier 'n vraag kan vra, op ek steek my, wat noem hulle, wat sê hulle, jy sit jou voet in die vuur, of wat ook al. In die deur, nee. Daar, is dit nie maar wanneer 'n mens wil net jouself wees nie. Of rebelleer. Ja, nee, maar is daar nie baie mense wat 'n das moet dra, omdat hulle moet dra nie.
Ja. Verstaan nie Ja. of Ja, so moet dit lyk. is seker maar die samelewing en druk sit maar seker druk op jou om baie keer te wees wie jy nie is nie. Dis waar. Ja, dis baie waar. Dan is dit mos nou maar jou eie hippie oomblikke as jy by die huis kom om te kan wees wie jy wil Ja. wees, maar ek dink as jy nie in 'n professionele beroep is nie, is dit goed om mense daar die ruimte te gee, wees wie hulle is, om nie voor te wil skryf nie, want nou wees ek nou op my plek is dit baie mense wat so seer gemaak word, wat na die uiterlike, verstaan jy, kyk en die uiterlike judge en dis geensins hoe daar die mens binnekant is. Ja, dis waar. Ja. Dat enige vrou in die winkel ingekom, kaalvoet. 'n volwasse dame gewees. En ek het so gekyk, dit was natuurlik vir my snaaks, as 'n kind nog kaalvoet inkom. Die vrou het vir een, want ek het haar goed geken, sê ek vir een, sy sê ek hou nie van skoene nie. Sê ek oppas net as daar nie glasstukkies op die vloer lê nie, maar nou onmiddellik begin ek nou dink, sê nou maar daar die in, sy Ja. kry seer of wat, kom maar sy wou het nie van skoene gehou nie, en sy het die skoene aangetrek nie. Ja, ja. Anders as laasweek se program wat jy gesê het hoe baie van skoene jy gehou het, nie Leonie? Ja, en tog as ek in my professionele beroep was, weet julle dat 3/4 van dit kaalvoet was. Plat op die aarde, of in aanraking met die aarde. Aarde, kontak, Ja. Ek jy's is- geground. Kyk, as ek heeldag in kaalvoet loop ek ook kaalvoet. Ja, Krikkel. kyk, Moses moes sy sandale uitgetrek het so. Ja, Ja, sy. Ook maar seker 'n streep wat ons almal in ons het wat net anders is, nê. nou ja, luisteraars, julle luister na Radio Fynbos, jy uit Stilbaai se ateljee regstreeks. En ons praat nou, ons is nou besig om te gesels oor die hippies hierso. As hulle gedans het. Voor die program het ons geluister na Hugo se Kaptein Kasel. Ek sê dit maar nou net, want dit is so 'n lekker danssong. Ja, ek hoop jy het gedans as jy inluister, glo jy doen. Veronica? Ja, ek wou vandag gou vir my 'n blommekransie gaan kry hier in die dorp, maar ek het toe nou nie daarby uitgekom nie. Want die hippie tyd kan ook onthou word as die tyd van blomkranse, kombibussies, gitare op die strand. Dis nog altyd vir my iets moois, daar 'n jong klomp met 'n gitaar Ja. sit en om 'n vuurtjie en so aan. En die idee dat die liefde die wêreld kan verander. Ek moet sê ek hou van daai, want liefde kan nie die wêreld verander nie, maar dit is 'n baie belangrike iets om lief te wees. Ongelooflik, ongelooflik om te respekteer. Dit was natuurlik nie net blomme en musiek nie. Daar was ook groot sosiale spanning, dwelmgebruik, daai nou ookie van nie, en botsings met die ouer geslag. Daar's nou nog botsings met die Ja. ouer geslag. En ja, maar die dwelmgebruik het van daai tyd af al lyk my. Ja, dit kom 'n lang pad. wat- Ek het al baie keer gewonder of dwelm gebruik. Ja, natuurlik neem dit toe. Maar ek meen met sosiale media raak ons net meer en meer bewus daarvan. Ja. Hierdie vreemde era het nie skielik deur een persoon of een gebeurtenis geëindig nie. Dit het stadig begin verander en 'n paar groot redes daarvoor was. Een was die droom het begin kraak. Ons is nie lekker om elke aand honger te slaap nie. Ja, die idee van peace and love was mooi, maar in die praktyk was daar ook baie probleme, soos ons genoem het dwelms, armoede, misdaad en mense wat die leefstyl begin uitbuit het. Ja, niks is perfek nie. Ja, ken nou ons. OK, nou kom ons by die bekende tragedies. Gebeurtenisse soos die Altamont Free Concert waar geweld uitgebreek het en die moorde deur Charles Manson se groep het die onskuldige beeld van die hippie beweging erg beskadig. Ja, jy kry oral in die lewe kry jy radikale mense en mense kan maar net dink daai tyd was dit miskien makliker om radikaal te wees, ek weet nie. Dan natuurlik die Vietnam War het verander. Toe die oorlog begin afneem en later eindig, het een van die grootste redes van die protes ook begin verdwyn.
amper soos daar's nie meer 'n askies of 'n verskoning hoekom ons dit moet doen nie. Nou mense moes groot word. Baie hippies het later werk gekry, kinders gehad en meer gewone lewens begin leef. Die rebellie moes plek maak vir huur, rekeninge en skoolfonds. Toe skop die realiteit in. Dit is maar wat gebeur. En deesdae kry jy ook nog maar mense wat rebelleer tot op 'n punt. Ek het baie keer so 'n praatjie geluister wat die ou praat oor mense wat bevorder word in 'n company. Die een oomblik werk ons saam, die volgende oomblik is jy my manager. Nou sê hulle nou, hoekom verander daai ene? Is dit so? Nommer 1, laat hy verander, en as dit is, hoekom? En dit is so dat hy verander, en die rede is, hy het nuwe werk, hy het nuwe verantwoordelikhede. En baie sê, ek luister nogal graag na die ou, sê ook, jy kry, daar's 'n verskil tussen 'n bestuurder en 'n leier. En dit is nogal baie interessant om dit te weet, en ek hoop die luisteraars word nie nou verveeld nie, want ek wil nie nou daaroor praat nie. Ek glo daar was 'n leier in hippies ook gewees. In die laat 1970s het punk, disco en ander kulture begin oorneem. Die Blomkrans het plek gemaak vir leerbaadjies en discoballe. Ja, so. Yes, weet jy nou wat jy hier so lees van die punk, Veronica? Ek weet hoe was ek die eerste dag geskok in Londen toe ek 'n punkouers moes daai wat Ja, maar die hare so, Ja. hier staan 'n stuk hier so en verder is daar Ja, niks. hulle lyk soos 'n kakatoe. Ja, want daar het 'n ou oomie, ek het gehoor daar het enige ou oomie van hom, jongens, jou pa nie 'n pou nie. Ja, dis nou tong in die kies. Die hippies het nie verdwyn nie. Hulle het net begin belasting betaal. So daar is dit nou. So kom ons doen 'n opsomming. Die gevoel van die hippie era, vrye gees, musiek en saamkuier. Teen die sisteem rebelleer, leef vir die oomblik, peace of love, vergeet almal vir 'n oomblik van die wêreld se probleme. Daar's nie vir my, behalwe vir die dwelms en die don't care, wil ek amper in Engels sê, is daar nie vir my goed wat vir my so vreeslik erg is nie. Ek meen, musiek gaan nog steeds aan. Saamkuier, soos om 'n braaivleisvuur of waar ook al. Ek hou nie van teen die systeem rebelleer nie, maar ek hou van leef vir die oomblik, solank jy net nie ander benadeel daardeur. Ja, maar jy moet ook onthou, Veronica, skies tog, Leonie. Ons in Stilbaai, op ons ouderdom veral, leef 'n baie geïsoleerde lewe. Ons weet nie wat gaan daar in die drakskampe aan nie. As jy verstaan wat ek sê. So ons het nie ons is baie geseënd om nie bekommernisse te hê nie, in die ware sin van die woord nie. Ons sal bekommerd wees, soos ek laasweek genoem het, dat dit weer Dinsdag aand gereën terwyl dit my spreibeerd was. Ons sal nou daaroor bekommerd wees, met tong in die kies. Ai tog. Nee, maar ek verstaan nie, ons het nie regtig, ons leef so geïsoleerd. Partykeer as ek so met die kaptein van Tonner praat en ons gesels so oor die algemeen, dan kom ek eintlik agter, ons is ongelooflik geïsoleerd in ons ouderdomsgroep. So jy weet nie van die aande wat ek en Leonie en Chantay Die dorp gaan rooi verf ek nie, nee. Okay, nee, dan is dit goed, dan kan ons aangaan julle. Ja, sy. Nou, jy wil dalk nie elke dag 'n hippie wees nie. Maar party daar wil jy net jou skoene uitskop en onthou hoe dit voel om vry te wees. Dis snaaks hoe tye verander. Sekere dinge bly dieselfde. Elke geslag soek maar net op sy eie manier na vryheid, begrip en 'n plek waar hulle hoort of behoort. Maar daai woord vryheid is 'n hengse woord. Moenie dink dat vryheid gaan sonder verantwoordelikheid nie. Inteendeel, partykeer dink ek daar's meer verantwoordelikheid om vry te wees as om gereguleer te word. Praat ons nou diep dinge, luisteraars, ons wil nie dit doen nie. So van vryheid gepraat, kom ek breek bietjie weg. Ek wil net gou hierdie ene inslip en vir die manne sê, onthou, die 10de Mei is Moedersdag. Is dit die 10 of die 9? Daai naweek is Ja, Moedersdag. ja. Ons sal die datum vir julle gee. Ek wil net hê julle moet reg wees vir dit. Die wat daaraan glo,
baie goed. Die wat nie daarin glo nie, ons respekteer dit. Maar, nou kom ek by 'n ander ding wat ek gelees het, wat sê, dis tyd dat ons vir ons vrouens en ons girlfriends diedername gee, in die sin van, my skat, my engel, my dit. Kom ons gee vir hulle nou van nou af diedername soos, hallo petrol, hallo diesel, hallo olie. Sal julle geïmponeer wees as julle so geroep word? As jy die verantwoordelikheid kan vat vir wat as jy my so iets noem, dan is dit reg. As dit petrol op die vuur. Dan is dit petrol op die vuur. Ja, nee, ek ekskuus tog julle, ek moet hierin tog. insluit. Ek moet hierin inslip, want dit was vir my so snaaks geweest. Toe ons van Moedersdag gepraat het, daar's 'n ou, ek gou nie hy sal omgee as ek sy naam noem nie, want dit's 'n great ou. Karel van der Merwe, Dr. Karel van der Merwe, hy's 'n PhD in taal of so iets. So hy wil nie hê jy moet dit sê eers nie, maar ek sê dit nou. Karel uit respek uit. Sy in die winkel en sy vrou is daar in die rakke. Nie in die rakke nie, by die rakke. Ja, nou sien sy iets moois. Nou sê hy, ai, my vrou, daar is tog nie plek nie. Nou sê ek vir hom, Karel, een van die dae is dit Moedersdag. Byt nou maar vas, maar hy staan soos ek van jou af, Leo nie. Staan hy van my af. Ek sê vir hom, koop nou maar vir haar. Hy sê, ekskuus tog, jy breek op. Ja, ek het eers gedink, daar's fout met sy gehoor op. Ja, ek sê weer vir hom, hy sê, ekskuus tog, jy breek weer op. Dit was vir my so cool. En so hoor ek dit nou elke dag. Nie een keer nie, maar omtrent 10 keer. Slim antwoorde. Ja, Die klere het verander, ons is terug by die hippies. Die klere het verander, die musiek verander, maar die mense behoefte om gesien te word en verstaan te word, bly dieselfde soos ons gelees het. Nou, Renate Liebenberg, ekskuus tog Veronica, ek dink ons moet hierdie song van haar gou speel, want ek is seker, sy begin nou vir Gerard rondstuur om tee te gaan maak, en dit, Renate Liebenberg van George, dankie jy inskakel, dankie jy hierdie mense ook laat inskakel om jou, the story van Brandy Carlile. As ons regisseur reg is, ja nee, daai kop knik heeltemal reg. Dankie, Chantay. Nou ja, daar gaan ons nou oorgaan van 'n baie mooie diep song na die gedagte van die dag, en dit is stilte. Dikwels beteken stilte nie net vrede nie. Dit beteken ook nie altyd kwaad wees nie. Dit kan wees moegheid, teleurstelling, bekommernis, rustigheid, hartseer. Ja, die klein woordjie pyn wat jy soms stil kan maak, of dat iemand voel hulle word nie meer regtig gehoor nie. Net 'n paar redes vir stilte. En soos daardie woorde altyd wat sê stil bly, nê, is ook 'n antwoord. Stilte is vir my 'n baie goeie woord, 'n baie gewigtige woord. 'n Woord wat baie kan sê. Maar 'n huis raak nie koud omdat daar te min meubels is nie, maar omdat daar te min verbindinge is. ja, dit kan nogal waar wees. Dit help nie, dit is belangrik dat mense met mekaar gesels, mekaar verstaan, mekaar aanvaar en praat. Anders kan daar stilte in die huis kom. En ja, nie noodwendig vir 'n spesifieke rede nie. Maar stilte kan ook gevaarlik wees. Soos jy sê, Stilte vir die storm. ja, dis waar, ja. Moedeloosheid, oorweldiging, of eenvoudig dat die persoon self net leeg geraak het op daai oomblik of vir daai tyd, kan ook bydra tot stilte van 'n gewoonlik babbelende persoon. Dalk is dit daai tyd by die persoon dan asemhaal, soos ons gesê het, daar asem nou. Stilte word dikwels eers gehoor wanneer dit nie meer daar is nie. Dis amper soos, jy besef eers hoe belangrik die radio is, wanneer dit stil raak. In Radio Fynbos gaan julle nie stil kry nie. Julle kan, ons is 'n ander level radiostasie. So jy moet hom aanhou, hou Ja. aan jou radio. Maar weet jy, ek hoor, luister as ons tyd hardloop uit, Renate, jy gaan nou jou laaste song luister na die program, Renate Liebenberg. Ek het vanmôre so 'n stukkie gehoor, of geluister na 'n ou wat sê, as 'n kind, is hy baie geboelie, en hy's na sy ma toe, en sy ma sê vir hom,
daai boelies wil vir jou iets gee. Het sy dit nou bang maak of het sy wat is. Sy sê, maar onthou net, daai wat hulle wil gee, behoort aan hulle. Al wat jy moet doen, moenie dit vat nie. Sê vir hulle, nee, gaan heeltemal aan met daai. Verstaan jy, dit is vir my so mooi gewees, dis jou keuse. As iemand jou lelike iets toesnou, wil hy gee dit vir jou, maar moenie dit vat nie. Dit klink makliker vir alle arme kind wat nie selfvertroue het nie. Gee hulle net selfvertroue. Luisteraars, hoe lekker het ons vandag geluister oor. Hoorie, kom ons maak 'n bietjie opsomming. Of nie opsomming, uitdaging. Kom ons kyk wie van julle loop met hare in blomme in julle hare rond. En dan weet ons die hippies dans in Stilbaai. Daar sê, as die hippies dans. Van my kant af, al asem. Ja, dankie, luisteraars, skakel weer in. En julle wat so lekker kamp, ek hoop elke keer, moenie net vir my beloof, nie, kry al die kampers by mekaar aan luister Radio Fynbos. Dit is die beste radio op die lug. Ek moet julle weer eens komplimenteer as julle ingeskakel is, julle het baie goeie keuse gemaak. Lekker, dankie om julle gesels, groete, mooi loop. En van my kant af, dan los ek julle met hierdie woorde. Peace is not an emotion, but a person. Daar sy. Daar sy, vrede vir elkeen van julle, mooi loop. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Junie en Jackie met ons klank.